Vriende, goeiemôre. Ons vertrou die Here dat u dan ook vars en verkoop en nuut opgestaan het, dat u kan sien vir hierdie dag wat die Here gemaak het. Die Bybel sê ons kan daaroor juig en bly wees. Kom ons doen net 'n kort gebed saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ek weer saam met hierdie mensies kan wees om u woord aan hulle te kan deel. Ag Here, ons is besig met 'n geweldige ingrypende studie oor die gedagte juis van kruisopname, sterwe aan jouself, sodat jy waarlik kan lewe en vrede in jou siel kan ervaar. Ons weet dis 'n boodskap wat nie gewild is in ons tyd nie. Ons leef in 'n tyd van menseregte, ons leef in 'n tyd waar elkeen dink hy's reg, waar elkeen homself as die vernaamste wil ag. Ons leef in 'n tyd waar mense nie meer wil buig onder u gesag nie. Elkeen is liefhebbers van hulle self, sê die Bybels, en liefhebbers van genot meer as van God. En daarom bid ek, Here, dat ons as u kinders anders sal wees. Ons kan nie, as u Gees ons nie daartoe in staat stel nie. Daarom bid ek vir myself en hulle wat luister, dat ons met wysheid en insig dan ook bekragtig sal word om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Verheerlik u self en ons dank u, Here, dat u juis gekom het om te sterf, sodat ons gered kan word, deur die Gees gevul kan word, om dan ook meer as oorwinnaars te wees. Ons loof en prys u naam. Amen. Nou vriende, baie interessant, ons al vanmôre al by ons 8ste boodskap oor hierdie reeksie, dat kruisopname is juis die pad na ware vrede vir jou en my siel. En ek het hier gekyk na die kalender, die 21ste Maart is juis Menseregte Dag. Was my so ironies dat ons juis besig is met boodskappe wat lynreg teen hierdie dag is. Want jy sien, daar bestaan nie 'n ding soos 'n mensereg nie. Ek het voorregte, maar geen regte nie. Ons as kinders van God in besonder is begenadigdes, wat geen reg het waarop ons kan staan nie. Maar ons sien ons eie sondigheid. Ons sien God se genade in Jesus wat ons kom red het. En ons besef ons het geen reg om op te staan nie. Maar ons is uit genade gered. Nie uit verdienste nie. Nie uit onsself nie. Nie uit ons goeie werke nie. Maar omdat God ryk is in barmhartigheid en genade. Menseregte het hierdie wêreld kom vernietig. Glo my. Vriende, die oomblik toe ons begin het met hierdie menseregte gedagte, met die gedagte van demokrasie, elkeen is reg, sit ons in 'n land waar die misdadigers hierdie land beheer. Kriminele word meer beskerm as mense wat lands- of wetgehoorsame landsburgers wil wees. Ons lewe in 'n chaotiese tyd. Waarom? Omdat menseregte 'n duiwelse instelling is, wat die wet van God probeer elimineer, waar mense God word en God uit die prentjie geskei word. U moet u nie verbaas dat ons in hierdie bose tyd leef nie, want die oomblik wanneer ons die Here een kant skuif, en wanneer ons God wil word vir onsself, dis wanneer anargie intree, en die hartseer gevolge is deel van ons lewe. Daarom moet ons as kinders van die Here anders te wees, daarom juis hierdie reeks wat ons tans hanteer. Vanmôre se gedagte kom uit Kolossense 3 vers 5, en daar staan, maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery. Ons is juist besig om 'n eksegese te doen, 'n uitleg van Kolossense die 3de hoofstuk, onder hierdie tema van kruisopname, en ek lees gou vir u wat staan in die Engels, as ons kyk na Kolossense 3 vers 5. Daar staan, therefore, consider the members of your earthly body as dead to fornication. Met ander woorde, ons moet ons liggame, my oë, my ore, my hande, my voete, my liggaam, moet ek as dood beskou vir die sonde van hoerery. Hierdie woordjie hoerery is die Griekse woordjie porneia, en dit verwys na seksuele sondes. Hierdie woordjie porneia is ook waarvan die woordjie pornografie afgelei is. Nou vriende, hoerery is 'n daad wat gepleeg word of 'n handeling van ontug om seksueel te oortree binne of buite die huwelik. U kan miskien dink, maar ek is nie skuldig aan hoerery nie. Ek is onskuldig. Nou voor u sê u is onskuldig. Kom ons werk gou deur die skrif, en ek glo daar is baie mense wat vanmôre luister wat nog nooit in hulle lewe hoerery gepleeg het of fisiese hoerery gepleeg het nie. En ek dank die Here vir elkeen van u. Maar ek wil u vanmôre waarsku dat hierdie sonde is besig om die kerk van Jesus in te sypel en besig om die kerk van Jesus oor te neem. En daarom is die waarskuwing so streng vanmôre, maak dood jou lede, en in besonder ook hoerery in jou lewe. Hier praat die Bybel van fisiese hoerery. Ons sal later 'n bietjie aan die einde van die boodskap kyk oor die gedagte van geestelike hoerery, maar kom ons kyk gou-gou wat sê 1 Korintiërs 5 vers 1.
Paulus waarsku en hy sê daar vir die gemeente in Korinte, 1 Korintiërs 5 vers 1. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. In die gemeente Korinte het 'n seun sy stiefma getrou en Paulus sê vir hulle, wat vir 'n ding doen julle? Die gemeente daar het nie net hierdie daad goedgekeur nie, maar hulle het ook hierdie persone geakkommodeer in die gemeente. En ek wil vir u sê, vriende, ek wil my hande in my hare steek en eintlik my hare uit my kop uittrek en ek wil vir myself sê, hoe is dit moontlik dat die kerk van Jesus so ver kan val, dat hulle hierdie sonde toelaat? En dan kyk ek na ons dag, die dag van menseregte. Predikante hoereer, hulle bly nog predikante in die bediening. Hulle word vir 6 maande afgesit, hulle word na die volgende gemeente beroep. Daar is egskeidings, daar is hoerery, daar is allerhande bose sondes wat plaasvind, en tog lyk dit of die kerk van die Here Jesus dit net aanvaar. As u waarlik aan die Here behoort, dan sê die Here, dis 'n taboe. Dis 'n geen ingang vir ons nie. En daarom, dis 'n bordjie wat vir ons sê, geen ingang by hierdie sonde nie, anders sal jy jou lewe vernietig. Hoor hoe sterk stel die Here dit in Spreuke 6:32. Hy wat oorspel pleeg is sonder verstand. Hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets. Glo my, vriende, ek sit male sonder taal met mense in my studeerkamer of in my sitkamer en hulle praat met my oor die sonde en 9 uit die 10 keer is dit hoerery. Gaan dit oor seksuele sonde en die gevolge vernietig hulle lewens, steel hulle vrede, verwoes en vernietig hulle kinders. Daarom sê die Bybel, hou op soos 'n verstandlose, redelose dier lewe. As jy kind van God is, woon die gees van God in jou en jy mag nie jou liggaam gebruik vir hoerery nie. Die Bybel sê hy wat oorspel pleeg is sonder verstand en hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen dit. Sla en skande sal hy kry en sy smaad sal nie uitgewis word nie, want jaloersheid is 'n torengloed in die man en op die dag van wraak verskoon hy nie. Hy neem glad geen losprys in aanmerking nie en hy willig nie in nie, al maak jy die omkoopgeskenk nog so groot. Ek onthou 'n man in een van my gemeentes wat besoek het daar, met trane in die konsistorie gesit en gehuil oor hoerery wat hy gepleeg het. En sy 2 klein kindertjies was daar gewees en ek verskoon maar die uitdrukking, snot en trane het hy gehuil. 'n Baie welbekende man in die gemeenskap en 'n ryk man en hy vertel my hoe dit sy lewe verwoes. Ek gee vir hom raad en hy doen belydenis voor die Here. Maar vriende, 'n paar maande later toe hoor ek dat 'n plaasboer hierdie man amper vir dood nagelaat het omdat hy met sy vrou ook gelol het. En ek dink by myself, hierdie man, 'n vername man in die samelewing, 'n man met aansien, word in die hospitaal ingeslaan deur 'n ander man omdat hy homself nie kan gedra nie, omdat hoerery deel van sy lewe is. En ek wil vanmôre vir u waarsku, as dit 'n patroon is in jou lewe, is jy nie 'n kind van God nie. U kan miskien vanmôre sê, Gerard, wow, jy moet nie oordeel nie. Ek oordeel nie, die Bybel doen sommer die beoordeling vir my. Want die Here sê, sonde sal in ons liggame nie heerskappy voer nie. As jy vanmôre die gebruik en gewoonte het om in hoerery te verval, is dit omdat God se gees nie in jou is wat jou keer daartoe nie. En dan praat ek van pornografie, ek praat van seksuele sondes wat jou stimuleer, ek praat van sonde wat jy op die televisie kyk en jy geniet daardie beelde wat jy sien. Ek gee nie om of jy man of vrou is nie. Ek pleit by jou vanmôre, as jy bely jy behoort aan die Here, moenie so naby as moontlik aan die afgrond gaan beweeg nie. Vlug van die sonde van hoerery, want dit sal jou vernietig. Die Here sê in 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Met ander woorde, maak dood. Gee geen plek aan hierdie gedagtes of optredes nie. Jy gaan of hoerery doodmaak in jou lewe, of dit sal jou doodmaak. Efesiërs 5 vers 3 sê, maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. U sien, hoerery is 'n geweldige verslawende sonde, waar as jy begin by die klein dingetjies, en jy begin jou oë laat dwaal, en jy begin sekere goed in jou lewe akkommodeer, sal dit later jou lewe vernietig. Jy kan nie op kole loop sonder dat jy jou voete brand nie. Jy kan nie met hoerery omgaan sonder dat dit jou lewe vernietig nie.
U kan gaan lees daar in 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 20. Die Here sê, en die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. Vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ag vriende, die Here is so baie duidelik oor hierdie saak. U kan 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 6 gaan lees. Daar staan, julle moet julle onthou van die hoerery. Elkeen moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en in eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Dat niemand sy broeder in hierdie saak mag bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Dis 'n radikale standpunt. Onthou net vriende, die Here het nie grys areas nie. Dis reg of verkeerd. Daarom pleit ek by jou, maak geen voorsiening vir hoerery in jou lewe nie. En dan wil ek jou vra om, as jy tydjie het, so 'n bietjie deur hierdie paar hoofstukke in Hosea te gaan lees. Dit is so 14 hoofstukke en Hosea gaan oor die geestelike hoerery van die volk Israel. Jy sal onthou, Hosea moes met die hoervrou Gomer getrou het, en die Here wil daardeur aan sy volk geïllustreer het, dat wanneer 'n mens bely behoort aan die Here, en jy begin met sonde besig raak, dan word dit vergelyk amper soos met fisiese hoerery, waar 'n man sy vrou verneek of 'n vrou haar man verneek. Dis 'n skande, dit bring hartseer, dit bring pyn, dit bring ellende. En die oomblik, vriende, wanneer ons met ons oë begin sondig, wanneer ons met ons gedagtes begin sondig, wanneer ons sonde in ons lewens begin akkommodeer, is dit soos geestelike hoerery. Ons is besig om 'n ander een in ons lewe in te nooi, saam met Christus, en die Bybel sê Christus deel sy eer met niemand nie. Hy sit op die troon van my lewe, en hy is die een wat regeer. Daarom pleit ek by u vanmôre, dat u in die eerste plek sal vlug vir fisiese hoerery. Moenie plek maak vir hierdie sonde nie. En dan geestelik, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van jou lewe. Bewaar jou oë, jou gedagtes, ag bewaar vriende jou lewe, want as jy nie sonde gaan doodmaak nie, as jy sonde nie gaan vernietig in jou lewe nie, as jy sonde nie gaan teestaan in jou lewe nie, gaan dit jou vernietig. Dis die kort en die lank van die saak. Mag die Here vir ons genade gee, wysheid, om dan ook staande te bly, sodat ons dan ook meer as oorwinnaars kan wees in sy naam. Baie seën vir u, baie sterkte. Ons gaan bietjie môre kyk na die gedagte, maak dood onreinheid in jou lewe. Ons gaan bietjie kyk wat hierdie gedagte onreinheid beteken, en vir die Here ook vertrou om vir ons wysheid te gee daartoe. Seën vir u, mooi dagie verder, tada.